Okay, môre julle. Lekker lang naweek gehad. Kaap het koue gehad, maar het lyk my ons het dit nie gekry nie, so ek is baie dankbaar daarvoor. Ek wil vanoggend praat oor Shabbat, wat ons ken as Sondag kerk toe gaan. Party mense ken as Shabbat Vrydag aand. En wat dit beteken en wat ons in die wêreld moet hê op hierdie stadium. En ek dink dit sluit aan by waar ons laasweek gepraat het oor sonde, wat beteken om die punt te mis, to miss the mark. Dink ek hierdie pas daarby in. So ek wil begin om net te sê dat die woordjie Shabbat beteken om in rus te wees. Dit is wat Shabbat beteken. En in die Ou Testament moet ons gaan kyk waar dit vandaan gekom. So uit die skepping uit sien ons dat God het die aarde geskep in 6 dae. 7de dag het hy gerus van sy werke. En dan sien ons dat die Shabbat eers weer in die Bybel genoem word nadat die Israeliete uit Egipte uit as slawe teruggekom het. Waar hulle vir 400 jaar niks rus gehad het nie. Waar God hulle by die berg Sinai bring. En as jy gaan kyk, Heilige Gees het net in die Ou Testament selektief op party mense met tye gekom, wanneer hulle dit nodig gehad het. So toe die brandende bos met Moses praat, het God hom met sy gees gevul uit die brandende bos uit, om die werk te gaan doen waarvoor hy gestuur is. God se droom is nog altyd verhouding. Hy het gesê, laat ons mense skep na ons beeld en gelykenis vir verhouding. Okay? So toe hy die mense geskep het, was hy binne in hulle, hy het saam met hulle in die aandwind gewandel, daar was rus en vrede gewees. En toe hulle sonde doen, toe hulle die punt mis, toe is hulle buite verhouding, toe word God 'n ver God. Maar God se hinkering was altyd vir die verhouding, want dit was waarvoor hy ons geskep het. So toe hy die volk by berg Sinai bring, steek hy die hele berg aan die brand. Genoeg Heilige Gees om die hele volk te vul. Want dit was sy droom, dit was om terug te kom binne in die volk in. Maar wat sê die volk vir Moses? Hulle sê nee, want julle weet God se stem is soos donder weer, en dit is ek dink is vreesaanjaend as jy daar staan. Maar hulle sê vir Moses, hulle sê vir die Here, nee, hierdie is te vreesaanjaend. Praat eerder met Moses, en sê vir Moses wat moet ons doen as hulle dit doen. So God het eintlik gekom met die brandende berg, om binne in hulle te kom woon, verhouding weet hy, om nie 'n ver God te wees nie, maar hulle sê nee. God gee ons 'n vrye keuse in alles wat ons doen. Okay. So kies hulle die wet. God gee hulle die wet as wat hulle gekies het. En van daarof praat hy deur Moses. Okay, so daar stel hy toe nou al die reëls in om hulle veilig te hou. Ons het laasweek daaroor gepraat. As jy binne in die wet van Moses bly, mag die duiwel nie in jou vat nie. As jy buite dit is, moet God hom toelaat. En die Shabbat was ook daar ingesit vir rus. Hierdie mense het vir 400 jaar niks gerus nie. Hulle is slawe gewees. Daar was nie Sondag gewees, kerk toe gaan. Daar was nie seker daar nie. So is hoor die eerste keer weer van die Shabbat, toe God hulle eintlik 'n geskenk gee om te sê elke 7de dag gaan jy rus. En jy gaan so rus, jy gaan eers jou kos bymekaar maak nie. Hy het tot 40 jaar in die woestyn vir hulle die kos voorsien en hulle moes op die 6de dag 'n dubbel porsie optel vir die Shabbat. Okay, so dit was 'n totale rus, nie 'n halwe rus of 'n totale rus gewees. En op die Shabbat, wanneer hulle rus, wou God gehad het hulle moes hom verheerlik het. Okay? Hulle moes hom om lof en eer bring. Ek moes testimonies bring om te sê, wat het die Here vir my gedoen vir die week? En ons moes as 'n gesin saamkom, want is dit nie God se droom, die gesinsstruktuur nie? En ons kinders bless, en mekaar seën, en mekaar bemoedig en optel, en te sê, Jesus, ek het deur 'n moeilike tyd gegaan hierdie week, maar die Here het vir my so deurgekom. Want dis wat Openbaring 12 sê, they overcome through the blood of the Lamb, and through the word of their testimony. So ons getuienis om te sê wat die Here vir ons deur die loop van die week doen, tel mekaar op. Dit gee ons nuwe moed, dit gee ons hoop in dinge waarvan ons die hoop gehad het nie. So dit was waarvoor die Shabbat was, waarvoor God dit vir hulle gegee het, is om hulle te forceer om te rus, om hom te honor, want in die testimonies wat ons mekaar honor, gee ons sy naam glorie om te sê wat hy vir ons gedoen het, en om ons kinders te seën met sy seën. So dan sien ons nou deur die Ou Testament hoe hulle die Shabbat hou. En ons moet gaan kyk hoe God die aarde geskep het, hoe het God die dae gemaak.
God het gesê dat dit aand geword en dit het môre geword en dit was die eerste dag. So God het die dae getel van 6:00 die aand af deur die nag tot 6:00 die volgende aand. Maar ons tel dit as ons opstaan in die oggend, die dag en die nag is een dag. Maar God het dit in die skepping, was dit die nag en dan die dag. Okay? So Shabbat het begin op Vrydag aand 6:00 tot Saterdag aand 6:00. So dit was eintlik Saterdag, as ons nou daglig praat, en die Vrydag nag deur. Okay, so dit was die Shabbat, was daai tyd gewees. Okay, en dan is ons nou in die wêreld, so ons moet nou realisties wees oor wat in die wêreld aangaan. Hoekom het ons nou Sondag of Kerkdag, as ons dit nou so wil noem, Shabbat op 'n Sondag? Ja, in die Romeinse tyd, ons weet dat die Romeinse Katolieke Kerk het 'n Face of Christ gehad, en om te sê dat hulle nou ook Christene is, maar hulle het nog steeds die balgodery gedoen, tussenin. Lia, bly stil. So, in die Rooms-Katolieke Kerk, was dit net die Face of Christ in die voorkant, maar binnein was dit niks dit nie, okay? En een van die keisers, dis nou, ek gaan nie in al die detail aangaan nie, hulle het songod aanbidding gedoen op 'n Sondag, dit was hoekom Sondag se naam Sondag was, want hulle die songod aanbid. En hulle het mos al die Baalse gode en feeste wat hulle gehou het hulle Christenname gegee, om te laat dit lyk of hulle nou Christene is, sodat die Christene binne die Romeinse Ryk in opstand kon kom teen die government. Dit was die hele doel van die Rooms-Katolieke Kerk se bestaan. Toe die kerk die government geword. Okay. So, hulle het die songod aanbidding gedoen op die Sondag. Dit was dit gewees. En toe het hy dit ook 'n Christelike naam gegee, en dit word toe die Shabbat. So as almal weet dit, dat Sondag, vandag waar ons hier staan, is nie die oorspronklike Shabbatdag nie. Maar die vraag is nou, is ons almal nou verkeerd? Gaan ons dit nou nie maak nie? Gaan ons hel toe? Is daar 'n judgment op ons? Want kom ons wees eerlik, al buite is al baie mense wat jou judge op hierdie goeters. Ons kry kerke wat op Saterdag kerk gaan, en hulle mag niks doen nie, en dan kry jy kinders binne in daai kerk wat ongelooflik goed doen in sport, maar hulle mag nie sport doen nie, want al die deelnames is op 'n Saterdag. En eintlik, wanneer ons uitgaan in die wêreld, to be set apart, is ons op daai sportbyeenkoms om die lig te wees. Ons is daar om vir die mense te wys hoe lyk Jesus in ons. Maar nou word hierdie kinders geset apart in afsondering, nie set apart ons lyk anders nie. Né? En die mense lyk so, en hy kan nie 'n werk kry nie, want hy moet op 'n Saterdag werk, maar hy kan nou nie op 'n Saterdag werk nie. Nou sit hy sonder werk, en hy sukkel, en hy wonder hoekom. Julle verstaan wat ek sê, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, okay? En weer eens sê die mense, wat hierdie uitlatings maak en hierdie oordeele oor mense spreek, God in 'n boks, van watter dag dit nou eintlik moet wees. Ons weet dis Saterdag, maar luister, in die wêreld is almal nou op Sondag, die hele wêreld, nie net Suid-Afrika of net Kimberley nie, die hele wêreld gaan kerk op 'n Sondag. So wat moet ons nou doen? Moet ons nou almal ons werke los en ons kinders ontneem om iets te doen? Okay, hier staan mense wat, hier's 'n Afrikaanse prediker wat baie aangaan oor die NG Kerke, en ons weet dat hulle baie vrymeslaer goed in die geboue ingebou het, en ons moet elke kerk en elke dorp afkap, en daai mense doen songod aanbidding, en hy gaan verskriklik aan. Luister, die mense in die NG Kerk weet nie eens wat songod aanbidding is nie. Hulle het nie 'n klou waarvan die ou praat nie. Hy sit daar met 'n opregte hart op 'n Sondag en kom dien die Here. Hoe sy kerk gebou is, dink julle die Here gee om? Glad nie. God is nie so groot nie. Hulle sit God in 'n boks van hulle eie verstaan en hulle eie opinies, terwyl hulle die groot prentjie van die woord, die goue draad wat deur die hele woord mislees. Want van Genesis tot Openbaring is die storie presies dieselfde. Dan haal hulle versies so goed uit en kla mens aan. Wie is die aanklaer? Satan. Hulle skaar hulle aan die linkerhand van God waar die Satan ons aankla, in plaas van aan die regterhand van God waar Jesus die mercy en die grace bring. Dis 'n baie gevaarlike ding om te doen, om mense aan te kla oor iets soos op watter dag ons kerk toe gaan. So dit was die Ou Testament gewees. En ons moet onthou dat ons het 'n nuwe jaar en 'n nuwe kalender begin toe Jesus gebore is. Ons is in die jaar 2024. Jesus is 2024 gebore. So kalenders, alles het anders gewerk voor dit, okay? Ons is in die Romeinse stelsel ingesit met dit. Dis wat dit is. Maar maak dit iets van ons redding? Nee. Okay, glad nie. Okay, so dit was die Ou Testament. Die Nuwe Testament sien ons dat Jesus nooit vir hulle sê hulle moet Shabbat hou nie.
Paulus noem dit in Korintiërs een keer, vermaan hulle om by, Shabbat uit te kom, maar Korinte was die probleemkinders gewees, né? Baie gesukkel met hulle. So, hy probeer hulle by 'n struktuur kry waar hulle kan, bietjie op die regte pad kom. Maar ons sien dat Jesus die Shabbat gehonour het toe op aarde was. Onthou die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond, begin eers nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. So toe Jesus op aarde was, is die wet van Moses is nog in play, né? Dit is nog in gebruik. So Jesus daag op by die sinagoges op Sondag en hy preek vir hulle. Hy vat die boekrolle en hy lees dit en hy verklaar dit vir hulle. So dan ek wil vir julle lees, dan sien ons in Markus 2, ek het vir die skrif opgesit, en terwyl hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels al gaande are begin, are begin pluk, en seker koringare, ek het verkeerd dink al. Toe sê die fariseërs vir hom, kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? So die fariseërs onthou hulle wag niks gedoen het op 'n Sabbat nie, né? Niks. So nou pluk hulle koringare, dit is vir hulle werk. Hoekom doen hulle dit? En hy sê vir hulle, het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy in die nood was en hy, die wat by hom was, honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan het in die tyd van Abiatar, dit was een van die konings, die hoofpriester, en die toonbrode geëet het, wat vir niemand, behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie, en ook aan die wat saam met hom was, gegee het. So net die hoofpriester mag in die allerheiligste ingaan, dit was waar die toonbrode was. Hy mag nie eens al ingegaan, het die never aan die brood geëet, die brood was vir die priesters. Maar hy het honger gehad, hy was in die nood, en hy het ingegaan, en hy was gesalf as die koning, so ons kan dit nog justify, maar hy het ook vir die gegee wat saam met hom was, wat nie gesalf was as die koning nie. Hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. My Engels-Afrikaanse is nie mekaar vanoggend. Okay, so die Sabbat is gemaak vir die mens en die mens nie vir die Sabbat nie. So God het die Sabbat gegee vir die mens om te rus en om hulle te refresh in God. God het dit nie nodig nie. Ons het dit nodig. Dit het niks met hom te doen of die dag waarop dit is nie. En dan hoor die laaste sinnetjie wat hy sê, daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. So wie is in beheer van die Sabbat? God. Wil jy vir my sê dat al die Christene wat vandag in 'n kerk bymekaar kom en God dien, die songod aanbid, of sy hart nie op God gerig is nie, of vir afgod aanroep, omdat ons op hierdie dag in 'n kerk sit, oor die hele wêreld, in fact, nie hele Suid-Afrika eers nie. So kan jy die belaglikheid sien van hierdie aanklag wat mense teen jou maak, wanneer ons dit nie op die regte dag doen nie, maar ons is in hierdie wêreld, nie van hierdie wêreld nie. Dan moet ons onthou, ek het dit laasweek verduidelik, dat Jesus hierdie wet en die profete vervul, nie weggevat nie. Okay? Sy liggaam is gebreek vir elke straf wat in Moses se wet was, as jy het straf gekry vir jou sonde wat jy gedoen het sy liggaam gevat. Het sy liggaam dan nie ook gebreek gewees vir die Sabbat nie? Vir die rus. Wat beteken Sabbat? Rus. Is sy liggaam nie gebreek sodat ons in rus kan ingaan nie? Want wanneer jy die straf van die Moses se wet moes kry, het jy rus gehad? Nee. Maar as Jesus daai straf gevat het jy dan rus? Ja. Okay? As jy voor God bly Sondag staan, want die hoofpriester het nog nie die bloedoffer gebring nie, so die hele jaar bly jy daai skuldgevoel, al het jy nou jou straf gedra, want jy bly Sondag voor God, is dit rus? Nee. Maar wanneer Jesus met een bloedoffer aan die kruis daai bloedoffer gebring het, en jy staan heeltyd skoon gewas voor God, elke keer jy sê, Here, ek is verskriklik jammer, ek het nie besef nie. Is dit rus? Ja. So die Sabbat is binne in sy liggaam, binne in die bloed, ons bring. Dis ek kom hy sê, daarom is die seun van die mens die Here ook van die Sabbat. So, waarom moet ons vasgevang wees? Die ander ding wat hy sê is dat die wet is op ons hart geskryf deur die Heilige Gees. Beteken dit ons moet glad nie meer Sondag kerk toe kom nie, want die wet van Moses is vervul. Nee, hy het gesê hy het dit nie weggedoen nie, die wet van Moses nie. Hy sê dit vervul en hy het dit op die hartkamers van ons harte kom skryf. Okay? So hoekom kom ons dan Sondag by mekaar as dit nie 'n wet is nie? Want dis lekker. Dis lekker om saam met like-minded mense die Here te loof. Dit gee struktuur aan ons geloof,
waar ons by mekaar kan kom, waar ons stikkend is, 'n moeilike week gehad het, hulp nodig het en net mekaar kan oplig. Is dit nie waar dit gaan nie? Niemand het gesê jy moet hier wees nie. Jy wil dit jou eie het hier wees. Jy het 'n begeerte om hier te wees saam met like-minded mense, die mense vir wie jy lief is. Kyk, want dit is op jou hartkamers geskryf. Kyk, so dit is waar dit gaan. Nie omdat jy moet wees nie, niemand het gesê jy moet hier wees nie. Ons is verby die Ou Testament. Alles is toe moet. Nou is dit 'n wil, dis 'n vrye keuse, dis 'n verhouding ding wat gebeur. Hoor wat sê Matteus 12. Of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat onheilig en onskuldig is nie? So wat het hulle gedoen? Die priesters het in die tempel ingaan want hulle moes werk doen vir die mense en vir God, so hulle het dit geonheilig want hulle moes werk. Maar in dieselfde tyd was hulle onskuldig terwyl hulle dit gedoen het. Jy weet so, die Fariseërs is vreeslik om hulle wet voor te hou, maar hulle vergeet eintlik hoe dit regtig werk. Jy weet, hulle wil net daai judgment heeltyd gooi. En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê, nie offerhande nie, so julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Wat wil hy hê? Barmhartigheid en nie offerhande nie. Luister, het jy al probeer om Sabbat op 'n Vrydag aan te hou en 'n Saterdag? Wie van julle het al probeer? Niemand nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Want as altyd Saterdag iets, is die enigste dag wat jy tyd het om gou 'n bietjie DIY by jou huis te doen, gou vermelings toe gaan, ietsie te koop wat mamma al die hele week aan nek, want jy werk die hele week. Dis altyd wat jy het om gou ietsie te doen, tyd met jou kinders te spandeer, gou saam met hulle te gaan tennis speel, Vrydag aand jou vriende oor te nooi, saam met hulle te eet, 'n bietjie te braai, te hoor hoe was almal se week. Dis onmoontlik om dit te hou. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, my las is lig. My las is lig. Ek sien hierdie mense wat hierdie goeders doen, die Sabbat, van hulle tot plase gekoop, uitgetrek, hulle homeschool die kinders, hulle kom eers met tussen ander mense nie. Hulle bly op die plaas, homeschool het niks te doen met ander mense nie. Hulle hou Sabbat, al hierdie goeders, perfek. Maar dit was so moeilik om dit by te hou, hulle moes hulle heeltemal in afsondering sit van ander mense af, van die wêreld af. Waar skyn hulle lig nou? Nêrens. Nêrens, ons is onderstel om die lig te wees al buite. So dink julle as God vir ons iets gee wat ons moet doen, wat hy voel is 'n moet, sou dit so moeilik wees? Hy sê my las is lig. Dis maklik om eintlik op die nou pad te loop. Ons almal wat hier sit loop op die nou pad. Is dit moeilik? Nee, it is amazing. Was ons almal op die breë pad al gewees? Ja, verseker. Die breë pad het klomp mense op, is lawaaierig, hulle stamp en stoot jou. Nee, op die nou pad's min mense, is lekker vrede, rustigheid. Loop op jou eie, trap so af en toe af, tel jou net weer op, gaan jy weer. Nee, so dis maklik om in Jesus, in daai rus in te gaan. Maar wanneer jy so spook om op 'n Vrydag aand by Sabbat uit te kom en Saterdag niks te doen nie, dis nie rus nie. Dis 'n gespook en 'n gespartel en 'n skuldgevoel die hele tyd. Jy hoef nie die guilt wat in jou is, want jy dit alweer nie die Saterdag reg gekry, maar volgende Saterdag gaan ek hierdie ding uitsort. Jy weet, en so loop jy heeltyd in skuldgevoel, maar wie kla jou aan? Die duiwel. Dis nie die Heilige Gees nie. So, hierso sien ons dit, want die seun van die mens is die Here ook van die Sabbat. Okay? Kom ons lees gou Hebreërs. Hier is 'n langerige stuk, maar ek het dit vir julle opgesit. Julle kan sien Hebreërs 3 en 4. Christus is groter as Moses. Waarskuwing teen ongeloof en ongehoorsaamheid. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Kom ons praat net gou oor apostel. Apostel is iemand wat die weg berei, né? As jy na die Fivefold Ministry kyk, gaan hulle vooruit. Hulle gaan 'n plekke waar daar nog niks is van Jesus nie. Hulle is soos 'n spiespunt wat vooruit gaan, wat die pad maak. So hulle vat baie moeilikheid, hulle word gewoonlik doodgemaak en goed. Ja, want hulle gaan in 'n plek waar daar nog niks van Jesus en hulle sit strukture in plek sodat die res van die Fivefold Ministry kan inkom. Die evangeliste kan inkom en evangeliseer en dan as evangeliste verder trek, dan bly die shepherds en die teachers en die profete agter en hulle begin aan kerke en teach die mense en bring die verlore skape en bring die woord van die Here. Okay, so die apostels vir die houe voor. Okay. En dan sien ek hier in die geleerders is elke tweede ou apostel. En dink ek, "Waar apostel jy?" Maar in 'n geval, dit nou daar gelaat. So Jesus was die apostel, hy het vooruit gegaan waar daar nog niks was nie. Hy het die houe gevat. Okay? Hy's in die kruis doodgemaak vir dit. En die hoëpriester het mos ingegaan voor die Here om in te staan vir die volk vir hulle sondes. So dis as jy hierdie goed lees met die dink wat jy lees, né? Moet dit nie net lees, jy dink daaroor.
So Jesus was die apostel en die hoëpriester, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, hulle praat van Jesus, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Okay? So Jesus het meer eer as die huis self, as die tempel self. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Moses was 'n toonbeeld van Jesus wat sou kom, wat instaan vir die volk, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoren geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. So ons sien dat die volk wat in die woestyn inkom, met hulle verharde harte, nie oortuig van die God, wat hulle nou net die 10 plae deur die see, die hele groot Egiptiese weermag verdrink het, al hierdie wonderwerk gedoen het ons nie geloof in hom nie. Daai verharde harte uit die ongeloof, waarvan kom 'n harde hart vandaan? Uit ongeloof uit. God sê, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Het hulle in God se rus ingegaan in die woestyn? Nee, hulle het nooit by die beloofde land uitgekom nie. Want wat is rus? Om die beloofde land in te kom, te settle. Toe moes hulle vir 40 jaar rondtrek. Ek dink nie dit was baie rustig geweest nie. Kan jy dink jy met elke oggend jou tent op pak? Kom mamma, pak op, ons trek alweer vandag. Ek dink mamma is nou die tweede dag al tot hier toe. En dan gaan ons vir 40 jaar dit doen. Mamma, pak op, ons loop alweer. Daar was nie rus gewees het. Ok, maar ons sien ook dat hierdie ding van die rus word nie bepaal deur God nie, word bepaal deur ons. Want Israeliete kon 14 dae getrek het tot by die beloofde land. So God wag vir ons om by die verharde harte verby te kom, in die geloof in te stap, in daai rus in. Ok, hoor jy wat ek sê? Ok, ons gaan nou hier verder praat. Ons lees verder. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wat is die verleiding van die sonde? Om die punt te mis. Kyk, besig met jouself te wees. Ons weet God is God, maar jy sê, hierdie plan lyk nou nie of u dit vir my gaan laat maak nie. Ek gaan maar hierdie plannetjie self uitvoer, my eie plannetjie maak, né? Dis 'n verharde hart, dis nie oortuig nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Onwrikbaar vashou, jy twyfel nie. Omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie, né, van die woestynmense nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? Net 2 het nie. Caleb en Joshua, wat gesê het, is reëse maar, hierdie God wat ons nou net hierdeur bring, nee, vir hom is hierdie niks nie. Die res, wat het die res gesê? Van die 12 wat uitgegaan het, 2 het gesê, nee, ons kan dit doen, die ander 10 sê, stenig hulle. Hulle het nie stenig gegaan, hulle het gesê, gooi met klippe dood. Waarvan praat hierdie mense? Nou het hulle net al hierdie goed van God gesien het. En op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Was dit nie op die wat gesondig het, die punt gemis het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? So die Here daai hele geslag laat doodgaan en hulle kinders laat ingaan. En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? So, wie se skuld is dit as jy nie in rus gaan nie? Jou eie. Want jy ongehoorsaam is, wat's ongehoorsaam is, jy kom nie in sy wil nie, dan kom jy nie in die rus nie. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Die beloofde land was die rus. Dit was die Sabbat gewees. Hulle kon nie daar ingaan nie oor hulle ongeloof, ongehoorsaamheid, verharde harte. Ok, dan kom jy volgende hoofstuk, Hebreërs 4. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Moenie agterbly in hierdie goed, omdat jy 'n ongelowige
klipharde hart ongehoorsaam is nie. Moenie agterbly nie, want Jesus het dit nou kom betaal. Hy het dit nou available gemaak vir almal om in te gaan. Almal het nou toegang tot die rus, né? Want hy is nou by ons. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Hulle het ook die evangelie gekry, want hulle het God gekry, okay? Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Dink aan hierdie mense wat vir jou sê jy moet op 'n Vrydag aand Sabbat hou. Waarmee is hulle besig? Omdat by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hulle mis die geloof ding waar dit gaan, okay? Maar ons ook die geloof in God. Ek dink in Romeine 1 of Romeine 3 praat hy van uitgeloof tot geloof. God se geloof in jou, dat jy sal glo in hom. God het eers in jou geglo dat jy sal glo in hom. Het gaan nie oor jy wat in hom moet glo nie. Hy glo in jou dat jy sal glo in hom. Hy trust jou dat dit wat hy in jou ingebou het genoeg is, dat jy sal terugglo in hom. Hy glo in sy eie werke in jou, wat hy gedoen het. Okay? So ons dink partykeer, Here, my geloof is so swak, ek weet nie waar my uit te kom nie. Guess what? God glo in jou. Hy trust jou dat jy dit kan doen. Hy wonder nie, ek wonder of nie nou by hierdie geloof ding gaan uitkom nie. Nee, God het hom perfek gemaak volgens sy beeld en gelykenis. Hy weet is in hom om by dit uit te kom. God glo in hy glo in sy skepping wat hy gedoen het. Okay? Dis waar ons by moet uitkom. Want ons by vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die aarde af volbring is. Toe God die skepping gemaak het, en hy op die 7de dag gerus, het hy gesê, dit is volmaak, dit was baie goed geweest. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is, besef julle, dat God het in 6 dae die skepping gemaak, en dat die skepping aanhou skep in eternity. Alles hou aan met voortplant, water word aangeproduce, reën kom, julle weet hoe werk die sisteme, plante gaan, hou aan met nuwe plante maak, diere maak, die skepping hou never ending aan. Hy het net vir 6 dae geskep, en iets wat toe in eternity aangehou het. Nee, is dit nie amazing nie? Dis wat hy sê, dat dit, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Kyk, daai rus, hy hoef nie weer te skep nie. God kan in daai rus bly, want die skepping skep homself nou. Dit wat hy geskep het, skep homself. Dit sluit ons ook in. Hy het die mens ook gemaak om homself aan te hou, skep in hom. Aan te hou in daai verhouding groei, aan te hou nader kom aan hom. Dit was 100% volbring gewees. Kyk, voor die grondlegging van die wêreld af. Want hy het eerens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hy praat nie van die Jode, die evangelie is eers aan hulle verkondig, hulle wou dit nie vat nie, hulle het nie in Jesus se rus ingegaan nie, hulle bly onder die juk van die fariseërs se wet, en is so moeilik om al hierdie goed te hou, want die wat dit gevat het, het in die rus ingegaan, van wat Jesus wil aan die kruis kom doen het. Okay, en die Gentiles, ons, vat dit hoe beter as hulle wat dit eintlik nog al die tyd gelees het in die wet en die profete. Deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Nie Vrydag aand nie, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Wat bring die Shabbat? Vrydag aand of jou verharde hart? Wat mis dit? Die verkeerde dag of die verkeerde hart? Hy sê, verhard julle harte nie, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Kom in gehoorsaamheid, kom in geloof, kom in verhouding, kom in rus. Kyk, enige dag. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dis 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. God het nie aangehou werk nie, dit het self vir hom gewerk. Wanneer jy in God se rus ingaan, werk God vir jou hierdie goed self uit. Maar wanneer ons self woeker en Here, ek sukkel en my kar breek die hele tyd en my vrou het haar werk verloor, my kinders is siek en ek weet nie meer die goed te betaal nie, my baas is lelik by die werk, wat is kinder van my, en jy is altyd so aan die gang, dan is jy nie in rus nie, so jy gee nie God kans om dit vir jou te doen nie. Jy weet, God sit daar bo is alles vir, en skit hy sy kop so en dink hy,
As jy net tot ruste kan kom, kan ek jou wys wat die antwoord is. Hy het 2000 jaar terug aan die kruis 'n antwoord vir elke probleem van jou gekry. En hy het dit vir jou in plek, maar hy wag vir jou. As jy so hoender soos 'n malding skrop onder haar wag, hy sê, as jy net tot ruste kom, kan ek jou sê wat die oplossing is. Dis om in rus te wees. Dis om in rus te wees. Maar sien, hoekom skrop ons soos 'n mal hoender daaronder? Ons is nie oortuig dat God dit gaan doen nie. Ons het nie geloof nie, ons het 'n verharde hart met onsself. Okay? Lees ons saam in die geel. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, nie enige rus, die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Dit sê dat as jy nie in rus is nie, is jy ongehoorsaam. Dis om in rus te wees, is om gehoorsaam te wees. Waar ons is gehoorsaam is in die geloof. Is om in daai verhouding in te kom met hom. Om elke oomblik in Shabbat te wees. Dis nie 'n dag nie, dis 'n toestand waarin jy is. Dis wat Shabbat is. Om wanneer daai vrees opkom, toe ek tot bekering kom, het ek net een versie onthou, Johannes 10 vers 10. Ek het kwai angs gekry daai tyd in my lewe. En Johannes 10 vers 10 sê die duiwel kom steel, slag en verwoes, ek het gekom dat julle lewe oorvloed kom hê. Ek het net een versie gehad, en as ek voel, hier kom daai angs, het ek hom hardop aangespreek. Ek sê, angs wat jou goed te gaan, my deel is lewe oorvloed. En paar weke, heeltemal weg. Ek het angs letterlik weggepraat met een Bybelvers. Ek het nie die woord geken nie, ek het net een vers gehad. Maar sien om in daai rus in te kom, om in daai gehoorsaamheid in te stap, wanneer daai ding jou beetpak, en te besef, ek kan nie hierdie angs uitsort nie, maar God kan, maar hy het my 'n woord gegee om dit aan te spreek. Dis om in rus in te kom. Het ek nog steeds angs gekry? Ja, vir 'n ruk lank het ek nog. Maar soos ek dit aanspreek, het hy weggegaan, verseker. Heeltemal weg. Vra vir daai ou wat agter sit. Toe ons gedate het, ek om 2 uur die oggend gebel en praat met deur 'n angsaanval en dink, hierdie ou gaan my los, ek gaan dink ek is heeltemal mal. Ek het dit kwaai gekry. Hy het my gereeld deur dit gepraat toe ons nog net uitgegaan het. Maar toe ek daai ding snap, om in daai rus in te gaan, en dit aan te spreek wanneer dit aankom, weggesit. Okay, onder die geel, vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Luister julle, ons kom met oorlegginge van ons gesinne af, van ons tradisie af. Ek sien gister 'n ou wat inkom vir 'n oogtoets, hy is van Ethiopië af. Ek vra vir hom, ek sien die is al baie Afrika mense hier op wat kom oortoets en ek vra wat se geloof hulle is my goed om te sien dat ons persepsie van Afrika 'n bietjie verkeerd is. My goed om dit te sien want ons baie Christene daar wat ek nie van geweet het nie. Maar hulle is orthodox en ek hoor net die Here sê vir my ek moet hom praat oor religion. Jy weet, want dis mos maak almal sê nee, ek is Pentekoste. Nee, ek is orthodox. Luister, hier is niks, jy sê liggaam van Christus. Sien daai oorlegginge waaraan ons vashou, né? Hou ons terug van die rus af. Want jy is so besig met die religion, met die kerk, godsdiens, dat jy nooit by die rus uitkom nie. Jy is besig met die Sabbatdag, maar jy is nie besig om in Shabbat te wees nie. En dis wat hy sê toe hy vir Adam en Eva skep. Hy sê sy seun sal sy ma en pa verlaat, sy vrou en kleef vereen word. Wat beteken hy verlaat? Hy sê jy sal jou tradisies verlaat. En jou vrou aankleef, jy sal die bruidegom aankleef en een word met hom. Dan is jy in rus. Maar jy weet, elke tweede Christen wat jy kry, wil sê, nee, ek is Rooms-Katholiek, ek is Pentekostal, ek is orthodox, ek weet eers al hierdie kerke wat, jy weet, toe ek met hom getroud sê, ek vir my, weet ek is nie hervormde kerk, boetie, ek gaan nie aan 'n kerk toe nie. Vra vir hom, hy het my nooit tegengaan, hy was al gesit vir 'n jaar lank. Want ek was hervormer. Maar hy sê, jy moet dit verlaat, daai oorlegginge, verlaat en hom aankleef en een word met hom. Want hy die prys kom betaal, om vir jou rus te gee. Luister, weet julle wat was die grootste verligting toe ek uit die kerk uitgestap het? En as ek fout by die kerkie, daar sit kosbare mense daar, maar toe ek uit die godsdiens uitgestap het, was ek nie hoef kerkbazaar te hou nie. Luister, jy verstaan nie, ons is kerkmense gewees. Groot Mariko daarbo in Noordwes, net so klein dorpietjie, daar was amper net 'n petrolstasie en 'n polisiestasie, né, en die kerk. Ons het 'n kerkbazaar gehou daai tyd wat R1 miljoen doen vir die dag. Ons het gewerk vir die kerk. Van kerkbazaar sê jy my niks vertel nie. My pa het vetkoekstalletjies gehad, ek weet nie sê hoeveel R1000 gemaak, die jaffelstalletjies uit burners so goed gebou, ons het vleis gewerk vir weke aan mekaar. Okay. Maar jy is so moeg, jy weet, het drein jou. Hulle het tot 'n biertuin gehad.
Ja, nee, ons geld gemaak, papa. Ons is, jy weet. Maar dit was die grootste rus waarna ek kon ingaan, toe ek uit daai godsdiens uitstap, daai oorlegginge, waarvan ons, was om die kerk besaar te hou, die kan jy het glo, was die grootste verligting van my hart. Dit beteken nie, ek wil nie geld vir die kerk gee, of jy weet, ons moet nie geld gee, ons moet nie mense help nie, jy weet, die mense wat die preek, en so, daar's geld nodig om goeders in stand te hou, en salarisse betaal, daar's niks fout met die geld nie. Maar daai burden wat op jou is die hele tyd, jy weet, dit was nie rus gewees nie. So, die woord van God wat lewend en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard, kan deur enige omstandighede sny. Okay? Dit sny enige iets stikkend. Dit sny jou vrees stikkend en jou angs, die feit dat jy in jou werk het nie, die feit dat daar siekte is, of jou man jou verneek het, of dat nie geld is om iets te koop nie. Dit sny enige iets stikkend, maar as dit nie gaan gebruik nie, sien ek, jy moes dit gaan uittoets. God sê, jy mag nie om toets of hy God is nie, maar hy sê, toets maar my woord, of dit wat ek sê die waarheid is, né? As jy Romeine 12 lees, hy sê, toets my woord of ek waar is, mag nie toets of hy waar is nie, maar ek mag toets of hy vir jou gejok het, né? En ek het dit getoets, met daai angs in Johannes 10:10, en ek het daai tweesnydende swaard gebruik, en ek het dit aangespreek, en guess what? Die woord het angs in die helfte deurgekap, weggevat. Maar as jy die woord gaan toepas nie, gaan jy nie by die rus uitkom nie. Okay? Jy kan jouself Christen noem soveel as wat jy wil, jy kan 'n bietjie Bybel lees, jy kan kerk toe kom elke Sondag. Jy gaan nie rus kry as jy dit nie gebruik nie. As jy nie in 'n totale verhouding met hom instap nie. En daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So beteken jy kan nie hierdie ongeloof wat in jou hart is, kan jy nie wegsteek vir hom nie. Hy weet dit. Okay? Hy weet dit, as jy nie in rus is nie. Hy weet dit as jy ongehoorsaam is. Jy kan voor die wêreld gepolish en jy weet, fancy aangetrek, gedresse gepres wees, maar God weet wat hier binne aangaan. Jy kan nie van wegsteek nie. Christus oortref die hoëpriester van die ou verbond. Ons het nou net gepraat oor die hoëpriester. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Wat is sonde? Om die punt te mis. Kyk, wat het Jesus deurgegaan? Hy het vrees gehad. Hy het so vrees gehad dat sy sweetdruppels ons bloed gedrup het. Wie het die vrees vir hom gegee? God. Nee, die duiwel. Hy sê, "Wat boetie, weet jy wat kom aan hy kruis? Hy kom aan hy remind hom, hy sê, weet jy wat kom? Hy vrees pak hom beet. Jy dink Jesus weet nie, voel jou vrees nie, hy weet. Hy's versoek, nie net in die woestyn nie. Hy's daar waar hy gebid het met die vrees ook versoek. Want kyk wat vra hy vir God, hy sê, Here, is daar nie miskien 'n ander way dat hierdie ding kan verbygaan nie? Sien hoe kap hy versoeking om, maar hy moet opstaan teen dit. Hy moet in daai rus ingaan. Daai twyfel wat hy het, is hierdie nou reg die regte ding. Dus kom jy vrees ons op beetpak. Jy het ook twyfel in jou hart, jy dink God verstaan dit nie doen. Jesus het alles presies beleef soos ons. Jy's gehaat by die werk, mense like jou nie. Want jy's 'n Christen. Jou familie like jou nie. Familie is interessante goed, jong. My pa het altyd gesê, die vriende kan jy kies, jou familie moet jy maar net opgebruik. As jy opsies vir hulle nie. Kijk. Maar baie van ons is gehaat by ons families. Jy kan nie eens meer onthou waaroor nie, maar yes, hulle praat nie met jou nie. By die werk is jy outcast, want jy loop 'n reguit pad met die Here. Jesus was ook gehaat gewees, deur sy eie mense. Sy eie broer sê, wie dink jy is jy om nou te sê, is die seun van God, en dan sal ons groot geword? Verneder, baie verneder, verskriklik verneder. Hy het homself verneder, om uit die hemel uit, van sy troon, met sy kroon, sy glorie af te kom, aarde toe as 'n mens, en van hier af verder in die hel in te gaan. Dis vernedering. Jy dink jy is verneder deur die familie? Kom oor jouself. Jesus het baie erger deurgegaan as jy. Kyk, verwerp deur sy eie familie, sy eie mense, toe hy in sy eie dorp inkom, kon hy nie eens wonderwerke daar doen nie, omdat hulle hom verwerp het. Hy het geen krag gehad vir miracles nie. Ek dink is in Markus 4 of Markus 6 waar hy sê, hy kon geen kragtige dade daar doen nie, oor hulle ongeloof. Skinder, kan jy dink hoe het hulle geskinder? Wie is hierdie ouetjie het saam met ons gespeel van kinds af? Nou kom sê hy is die seun van God. Kan jy dink hoe het die agter sy rug gegaan? Die fariseërs, wat valse getuienisse teen hom bring.
né? Hulle kla hom aan om gekruisig te word vir niks wat eers die waarheid is nie. Niks. En jy wil jouself jammer kry, want daar's valse getuienis die jou by die werk gelê, want moet nou die dag ou wat sy werk verloor het, oor 'n Jezebel spirit by die werk. Maar hoe hy nie kan vergewe nie, maar die Here maak vir my 'n ander deur oop, hier op in Afrika, waar hy vir my sê, Carla, ek is nie gekwalifiseer vir hierdie werk by die myn nie, ek het net die ervaring, so die myn weet ek kan dit doen, maar hoe moet ek by 'n ander myn aansoek doen, ek het nie 'n papier vir dit nie. Maar die Here maak vir my deur oop, waar hy dubbel die salaris kry, sonder sy papier. Maar hy kan nie dit sien nie, hy kan nie die vrou vergewe nie, né? Want ons 'n valse getuienis teen hom gewees. Jesus weet hoe voel jy dit ook gehad. Hy's gekruisig vir 'n valse getuienis. Jy het 'n beter job gekry na 'n valse getuienis. Jy kan dit nie oorkom nie. Verstaan jy hoe jy nie in die rus gaan omkom nie, want jy mis daai gehoorsaamheid. Want uit forgiveness uitkom dit ook. Ons het al oor vergifnis gepraat, maar kom ek sê dit sommer net gou weer. Die woord van die Here sê, as jy iemand nie kan vergewe nie, sal hy jou aan die torturers oorgee. As ek jou nie kan vergewe nie, wat raak my eerste liefde? Jy. Al wat ek dink is jy, en hoe jy my tekort gekom het. Jy word getorture daardeur, jy drink dit, jy loop dit, jy breakfast dit, jy werk dit, jy ry werk daarmee, jy vat jou kinders everywhere waar jy gaan, dis net daai persoon. Jy word getorture daardeur. Hy sê daar, as jy nou nie kan vergewe nie, sal ek jou oorgee aan die martelaars. Is dit rus? Nee. Is dit ongehoorsaamheid? Ja. Dis wat jou uit die rus uithou. Het hy jou toe nagekom? Ja, het. Maar Jesus het vir hom ook betaal. So wie is jy om te wil vergewe? Jy het nie aan die kruis gehang nie. Hy het klaar aan die kruis gehang vir daai ook. So kom oor jouself en beweeg aan. En los hom dat hy gaan. Die Here sal homself uitsort. Petrus hoor hoe hy gaan doodgaan en Johannes lê op Jesus se bors. Hy sê, maar wat van Johannes? Jesus sê vir hom, wat raak dit jou? Volg jy my net. Wat raak dit jou wat iemand anders aan jou gedoen het? Wat raak dit jou? Volg jy net vir Jesus. Laat hy ou gaan. Kom in rus. Dis gehoorsaamheid. Dis om nie 'n verharde hart te hê nie. Ja, maar Carly, weet jy wat hy ou gedoen het nie? Regtig, hulle het vir Jesus gekruisig. Dink jy is erger as dit? Terwyl hy aan die kruis hang sê, Here vergewe hulle, weet jy wat hulle doen nie? En jy wil jouself kom opweeg met dit. Regtig, spreek 'n ou vry. En as jy dit nie emosioneel voel nie, is okay, sê dit net elke oggend totdat die emosie inskop. Here, kies om vry te spreek. Môreoggend weer. Here, kies om vry te spreek. 70 x 7 keer. Eventually, voor jy by die 70 x 7 keer uitkom, gaan die emosie ook ingeskop hê. Dis 'n besluit, sê emosionele gevoel nie. En wanneer jy dit sê, gaan jy al klaar voel, jy gaan klein bietjie dieper in die rus in, klein bietjie dieper in die rus in, al voel jy hom nog nie. En die duiwel gaan nie kom met die mind wat daai ou gedoen het om jou in dit te hou. En dis wanneer daai gedagtes opkom, sien toe die angs opkom om 'n besluit te maak, sê, vat jou goed en loop. My deel is lewe in oorvloed. Dis om hom aan te spreek wanneer daai goed op jou gedagtes opkom. Laat ons dan met vrymoedigheid, die onderste geelvers, na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Besef julle dat Jesus se rus is die toegang tot die troonkamer, wat die Ou Testament nie gehad het nie. Hulle het 'n Vrydag aand en 'n Saterdag gehad. Ons het toegang tot die troonkamer. Dis Shabbat. Dis elke keer as jy oë toemaak en jy bid, is jy in die troonkamer. Nie omdat jy reg bid nie omdat jy reg glo of beter of minder of niks van hierdie goed nie. Omdat die bloed van Jesus jou toegang gee tot die troonkamer. Die bloed van Jesus het jou die rus gegee. Dis wat ons het. Die troon van genade, ons is met vrymoedigheid kan ons daar ingaan. Dis nie 'n gesmeek is soos, ag Here, ek was so verkeerd vandag, ek weet nie of ek kan ingaan as ek bid nie. Dis nie dit nie. Okay, vrymoedigheid. As my kinders verkeerd is, kan hy met vrymoedigheid na my toe kom en sê, mamma, ek het die koffiebeker laat breek. Sy het gisterand een gebreek, Stranendal gewees. Okay, maar daar's 'n vrymoedigheid om te sê, sorry. Dis nie 'n angsding agter die hoek nie. Hoekom is dit met God so? Want die duiwel hou jou in ongehoorsaamheid. Okay? So, ek wil net oor nog 'n ding praat wat ons uit hierdie rus uithou. Twee goeters, behalwe vir onvergewensgesindheid en om ongehoorsaam te wees, is ons te besig met die wêreld. Ek kan vir julle sê, die laaste paar weke was bietjie besig hier by my persoonlike lewe en John was 'n paar keer weg en so. En dan kry ek nie tyd om
Ek kry nie tyd om Bybel te lees nie. En wanneer ek nie tyd kry om Bybel te lees nie, dan kan ek voel dit 'n klein gelowig raak. Ek is oortuig van wie God is, maar ek is nie seker of God vir iets gaan doen as ek dit vra nie. Jy weet, ons in 'n krisis is nie. Want ek spandeer die tyd in die woord nie. Né? As jy besig is met die wêreld, en kyk, as een van julle my sê, is nie op jou selfoon nie, jok jy. Ons is te veel op die foon. Want ons nature wat so nuuskierig is, né? Hy vingertjie lyk of hy soos aan 'n rat vas is, hy kan nie stop nie, né? Hy lyk maar so. Is die waarheid? Of dit nou TikTok is, of Instagram, of Facebook, of hierdie, jy weet, jy op YouTube 'n preek geluister het, jou intensies was goed, en dan kom hierdie kort videoetjies op, en voor jy sien het jy 'n uur lank. Né? Ja? Dis my eerlik is met mekaar, ons spandeer nie tyd in die woord nie. Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord. God soek jou in sy woord, om by gehoorsaamheid uit te kom, om 'n verharde hart sag te maak. Want al hoe 'n verharde hart sag raak, wanneer jy oortuig raak van wie hy is. So hierdie besig wees met die wêreld, moet ons end kry. Ek het julle al vertel, seker ek het, my ou my kom sê, weet jy of God regtig is nie, want hoe hierdie wêreld lyk, en God bring van hierdie beeld op om met hierdie ou te deel, en ek sê vir hom, as ek en Ernie 'n affair het, en ek trek by hom in, maar die einde van die maand bel ek vir John, sê, wil jy net vir my kom bietjie groceries aflaai nie, Ernie kan nie vir my sorg nie. Hoe dink jy gaan dit werk? Nee, sê die ou, dit gaan nie werk nie. Ek sê so, hoe gaan John vir my sorg? Ek moet getrou wees net aan hom, ek moet hom koester, ek moet lief wees om, ek moet tyd vir hom spandeer. Dan gaan hy vir my sorg, reg? Ja, sê hy. Ek sê, maar wat doen ons met God? Ons het 'n affair met die wêreld, met Facebook en al hierdie goed. En dan af en toe moet God net kom intap en vir jou kom groceries aflaai. Werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Om in rus te wees, is dat al hierdie beloftes in die woord van God vir jou regtig waar is. Hy sê in al hierdie beloftes is dit ja en amen. Ja beteken, hy het so gesê, amen het beteken jy het dit gevat. Maar as jy nie 'n verhouding het met hom, hy sê ek sê jaloerse God. Jy share nie vir hom met 'n ander man nie, maar God met ons share met die wêreld. En hy moet okay wees met dit. En dan wonder ons hoekom die beloftes nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie, John gaan nie vir my sorg as ek by hom gaan trek nie. Dit gaan nie so werk nie. Okay? So ons is nie tevrede daarmee dat ons vrouens geshare word nie, maar God moet tevrede wees daarmee. En dan wonder ons hoekom hierdie dinge nie werk nie. Okay? So hierdie besig wees met die wêreld moet ons neersit. Ons het tyd met ons bruidegom spandeer. Soos wat julle tyd met mekaar spandeer, want ons tyd met hom spandeer. Ons kan nie verwag dat die beloftes ja en amen is as ons 'n affair het met die wêreld nie. En jy dink daai mense wat goddeloos is nie, God genooi, hulle die affair met die wêreld. Jy ook. Wanneer jy meer tyd met die wêreld se goed spandeer as met die woord van God, het jy 'n affair met die wêreld. As ek meer tyd met Ernie spandeer, met hom gaan koffie drink en by sy werk opdaag en met hom net chatties hou meer as met my man, is daar 'n fout. Ek en hy hoef nie noodwendig in die woord van 'n affair by mekaar te wees nie, maar ek kan meer tyd met hom spandeer as my eie man, is dit verkeerd. Okay? So, ons justify en sê, maar ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe, kom worship hier lekker en ek lees 'n bietjie Bybel, goed. Maar as jy dit moet opweeg, tydsgewys, hoeveel van hierdie verses, hoeveel van die wêreld, dink julle die balans is reg? Elke hou vir homself. Elke hou vir homself. Dink jy die balans is reg? Die ander ding, wat ons nie by rus uitkry, daar's baie goed, maar ek het nou net 'n paar goed vir julle genoem, is wat hier uitkom. By ons mond. Voor ek by die mond uitkom, wil ek net gou hierdie vir julle lees. Kan jy dit mis nie? Ek vra ruk terug vir Here, julle weet ek's baie filosofies, so ek party dae lees ek vir 'n week die Bybel nie, maar ek dink oor een skrif, soos die hele week, en die Here moet vir my goed sê. En Jeremia 29:11 was een van hulle gewees. Want ek weet watter gedagtes ek kan gaan en julle koester, spreek Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Luister, hoeveel onheil beleef ons? Baie, okay? Hy sê dan nou, dis nie sy gedagtes wat hy rondom ons het nie. So wat beteken dit nou, dat God vir ons gelieg? Okay, so weet ons, hy lieg nie, so dan moet dit iets anders wees. So ek loop met hierdie ding, ek sê, Here, verduidelik my hierdie, want ek moet dit nou, jy weet, ek het 'n wetenskapbrein, Here moet my goedjies mooi verduidelik, dat ek dit verstaan. En die Here sê vir my, dat die wêreld, sien want ons spandeer tyd met die wêreld, né? Het ons gebrainwash, om alles wat onheil is, te sien,
kom ons praat van teenspoed, ek dink van die vertalingspraat van teenspoed, te sien as God wat nie getrou is nie. Alles wat nie binne ons wil is nie, en wat ek wou gehaat het nie, is onheil. Dis wat die wêreld ons gebrainwash het. Okay? Alles wat nie volgens me, myself en I is nie, is onheil. Is teenspoed. Maar is dit die waarheid? Nee. Okay? So wat die Here vir my wys, is die volgende skrif, waar hy praat van die huis wat op die rots is. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sien ons spandeer die tyd hierin nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Sê dit daar dat ons nie gaan storms kry nie? Nee, ons gaan storms kry. Dis 'n valse evangelie wat uitgaan wat sê alles moet goed gaan met jou. Dis 'n leuen. Ons bly in die wêreld. Daar bo in die hemel gaan alles met ons goed gaan. Hier gaan ons klomp teenkanting kry. Maar beteken dit dat die storms wat ons kry dan die onheil is? Of is die feit dat jy op die sand gebou is miskien die onheil? Sien jy wat die wêreld aan ons gedoen het? Die wêreld het vir ons vertel dat elke storm wat teenoor kom is onheil. Maar eintlik is elke ou wat op die sand gebou is onheil. Want jou huis het geval toe die storm gekom het. Die storm self is nie die onheil nie. Waar jy op gebou is die onheil. So God sê, ek weet wat ek vir jou beplan het, vrede en nie onheil nie. Vrede is om op die rots gebou te wees. Vrede is wanneer die angs opkom, en die rots is die woord van God, en ek kan hom spreek en sê, angs vat jou goed te loop, my deel is lewe in oorvloed. Dis om op die rots gebou te wees. Gaan die angs kom? Ja, hy gaan my traai. Gaan die storms teen my waai? Ja. Partykeer waar hy storm so erg, nou jy buig so ver oor dat die skraap op jou wang het. Maar jou voete kom nie los nie. Want hy sê, ek weet wat ek vir jou beplan het, was vrede. Ek het vir jou my woord beplan, ek het vir jou my beloftes beplan, ek het vir jou my rus beplan, wanneer jy tyd hierin spandeer. Nie onheil nie. Dink julle Paulus het onheil beleef? Baie. Moes hy daar gewees het in die tronk? Ja, hoekom? Hy moes die Bybel geskryf het. Het Paulus het geweet, het die Here gesê, Paulus, jy moet in die tronk bly, want jy moet briewe skryf, ons die Bybel skryf. Nee, hy het nie. Paulus het nie geweet waar dit gaan uitkom nie. Hy het geweet, hy moet daar bly. Hy bid vurig dat die Here hom verlos uit die tronk het, dat ek gaan na die Korinte toe gaan. Haal die Here hom uit? Nee. Want as hy net Korinte toe geloop het hy so met hulle gepraat, en niemand geweet wat hy gesê het nie. So sien julle dat ons, wat alles nie binne ons wil is nie, sien ons as onheil. Terwyl dit partykeer net is wat jy moet wees, is in jou boekrol geskryf. Dis wat jy veronderstel is om te wees. Want die Here het 'n groter plan daarmee. Gaan hy altyd vir die groter plan wys? Nee. Sien, dis waar die geloof van kom. Trust jy hom, dat wanneer jy nie die groter plan sien nie, dat hy steeds reg is. Trust jy hom. Het jy genoeg tyd in die woord spandeer, dat jy sê, joh, Here, hierdie lyk 'n bietjie rof, maar ek trust nie. 'n Vrou wat in 'n abusive huwelik is, en sy wil uitklim en die Here stuur heeltyd iemand vir haar wat sê, moenie uitklim nie. 3 maande voor haar man se dood raak hy gered. Dink jy dit was maklik om in 'n huwelik te wees, waar jy abuse is? Nee. Het die Here geweet ou gaan tot redding kom? Ja. Het dit oor jou gegaan of oor die koninkryk? Koninkryk. Was die vrou gebou op die rots? Ja, sy was. Was die stormsvel verskriklik? Maar sy was op die sand gebou nie, en God het dit geweet. So sy kon die storms vat, want vir die koninkryk moes daai een siel gered word. Sien julle hoe die wêreld ons gebrainwash, wat altyd wat nie binne ons wil is nie, is onheil. Dan lyk dit of Jeremia 29:11 God vir ons gelieg het, maar hy het nie. Dis om in rus in te gaan, om 'n mindset van Christ te kry, om goeders beter te begin sien, om vir die Here te sê, Here, iewers het ek die voorwaarde verbreek, so ek was nie binne in die woord nie, toe die belofte het ek het gekanselleer. Julle weet as hoe het sê, buy 2, get 1 free, moet jy actually 2 koop en 1 verniet te kry. As jy net 1 koop en jy verbreek die voorwaarde, dan kanselleer die belofte ook. So is dit wat gebeur het ek 'n harde hart, dat ek nou hierdie ding gemis het vir u, of is dit net waar ek nou moet wees, in die storm, maar ek's op die rots gebou, en ek kan die woord spreek om bo op die rots gestaan te bly, want u wil iets vir die koninkryk doen, en dit gaan nie oor my gerief nie, dit gaan oor die koninkryk. Jy weet so, waar is ons nou? Here, wys my. Is ek ongehoorsaam, of is ek net nou op die rots gebou, en ons moet deur hierdie storm gaan vir die koninkryk. Dis om by rus uit te kom, want dan is jou gedagtes heavenly bound. Dan maak ons skatte in die hemel by mekaar. Dan het jy vrede binne in die storm.
Jesus raak op die boot aan die slaap binne in hierdie storm. Jesus is binne in elke storm van jou. Die vraag is net, sien jy dit? Is jy saam met hom in daai vrede, toe hy gelê en slaap het, maar die disippels was nie in vrede gewees nie? Of lyk jy soos hulle, want hulle is nie geloof van die ouens saam met in die boot is nie. Hulle het ook nog nie besef wie hy is werklik nie. Dis hoekom hulle so hysteries is. Hoe lê hy in slaap, kyk die storms hier om ons. Want hulle het verharde harte gehad. Hulle het nog nie besef wie hy is nie, hulle het nie daai oortuiging gehad van wie hy is nie. So is dit jy, wat binne daai storm sit, en nie vir Jesus daar binne kan sien nie. Yes. Onthou hierdie storie van die huis en die sand in Jeremia 29:11. Hy weet wat hy vir ons beplan het. Vrede en rus is om op die rots gebou te wees. Het niks met die storm te doen nie. Niks met die storm te doen nie. Hier is ons tong wat ons praat, né? Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Julle weet, God gee vir ons beloftes hier binne. Hy stuur selfs partykeer profetiese mense na jou toe wat jou woord gee, maar dan praat ons sy beloftes weg met ons mond. Want ons is so gefokus op die storm, dat ons al God se beloftes wegpraat. Ons kanselleer God se woord. Weereens sit God met sy gevoude arms en wag vir jou, om by die waarheid uit te kom, om te begin waarheid spreek oor die omstandighede. Lyk dit altyd of die goeders goed gaan? Nee, hy sê roep dit in asof dit al reeds daar is. Walk by faith and not by sight. Glo asof dit al reeds daar is, jy gaan dit nog nie sien nie, want dis wat geloof is. Toe God vir Moses stuur en sê, gehaal die volk, het hy daar ongestap, sê, Vader, kom al die mense, allemaal uit, okay bye, have a good life. Nee! As God jou op 'n mission stuur, lyk dit nooit so nie. Hoekom nie? Want hy het geloof nodig. Dink jy sy vir Moses so maklik in en uitgestuur het, was al geloof? Nee. Ek bedoel, nadat hy al sy wonderwerke gewys het, was al klaar nie eers genoeg geloof vir die volk om net beloofde land toe te trek. Hoe dink julle sou die geloof gelyk het as hy niks van hy goed gedoen het nie? As hy net uitgestap het. So as God jou op 'n mission stuur, gaan dit maklik wees? Nee, dit gaan nie. Hoekom nie? Want hy het geloof nodig van jou. Hy het nodig dat jy wys jy glo in hom. Okay? So, nou lyk dit nie so maklik nie. God het nou gesê, is jou mission. Nou begin ons dit spreek, daai dood, heeltyd. Nou kanselleer ons nou aan die hele mission, met ons mond. Hy sê, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Wat 'n vrug? Dit wat jy spreek. Nummer 14 sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die julle waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Wat roep jy in? Lewe of dood? Wat roep jy in? Lewe of dood? Weet julle, ons is so geoefen om negatief te praat. En niemand van ons is per se negatiewe mense nie. Jy weet ons daai wat jou regtig net drein, okay, wat alles is negatief. Ons is nie per se sulke mense nie. Maar wanneer die omstandighede kom en jy is gefrustreerd en die dinge is nie so wat jy dit gesien het nie in jou koppie, né, want dit gaan so rond, dan spreek jy al hierdie goed wat negatief is. En eintlik was die Here besig om jou in die geloof op te rig, soos hy vir Moses in die geloof opgerig het. Jy weet, Moses het ook klomp stories. Here sê, gehaal die volk, hy sê, Here, ek is 'n pensionaris, hè? Here sê, Moses, ek sal in jou gaan, het hy sê, Here, ek hakkel ook, né? Hy sê, Moses, ek sal in jou tong wees gaan het. Hy sê, Here, ek het 'n kriminele rekord ook daar, ek het hou dit geslaan. Jy weet het, al hierdie goed wat hy die mission probeer doodpraat, tot die Here hom vererg sê, gaan het, ek stuur vir Aaron saam met jou. Okay? Maar die Here het daai geloof nodig van jou, om te gaan. Moses moes nog steeds in daai geloof, hy tree gaan, en trust dat die Here vir Aaron geoprig, wat sy boetie is, maar luister, hy het nie sal nog groot geword, eintlik ken hom glad nie. Hy weet nie eens wie hy is nie. Hy weet is sy boetie, maar dis wat hy weet. Ja. Okay, so God stuur ons op hierdie missions in die geloof. Gaan alles reg lyk? Nee, dit gaan nie. Jy moet dit reg praat. Hoekom praat ons dit reg? Want ons glo dit. Sien ons al die regte goed? Nee. Maar dis wat geloof in aksie is om met 'n existence in te praat wat jy nog nie sien nie. Om vas te hou in God se belofte. God het my beloof dit gaan so wees. So ek gaan dit aanhou praat totdat. Romeine sê, hou aan totdat die môrester in jou hart opkom. Hy sê, hou aan met bid totdat dit ingekom het. Die kerk het ons geleer, bid een keer, sal jy nie verhoor het, jy was dit nie sy wil nie. En dis jy wat die woord van die Here sê nie. Hy sê, hou aan met bid totdat. Maar nou spreek jy altyd dood en die kan bid hier, dan spreek jy dood en dit werk nie so nie. Jy kan dit mos nie so doen nie.
Kyk wat sê Job 3. Hy sê, as ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. En ek het geen kalmte, en geen stilte, en geen rus nie, of daar kom die onrus. Julle weet in COVID, is 'n interessante tyd gewees. Het jy daai tannies gekry wat jou vertel, hulle is winkel toe met handskoene, die ouetjie wat die pakkies pak, daar het nie eens haar pakkies gepak al by die til, sy het dit self gepak. Sy het alles gesanitiseer, sy het die kar se deur gesanitiseer, by die huis, so kom die pakkies buite die huis, man, dit was 'n vreeslike besigheid, né? Masker gehad, sanitiseer, handskoene, die hele besigheid. En jy sal nie glo nie, toe kry COVID. Hoekom het sy COVID gekry? Sy het vrees gehad, okay? Want as jy vrees het, lyk jy so, met al jou handskoene, niemand raak aan jou goed nie, sanitiseer door die kar se deur, alles word sanitiseer. Ek het in hierdie praktyk gewerk sonder 'n masker, sonder niks. Nou, ek vee altyd my goed af vir die volgende ou, want ons make-up en goed op, soos gebruik alkohol soms, maar dit was die sanitizer wat ek gehad het, was my normale goed. Ek het tussen 10 en 15 pasiënte 'n dag gesien, wat so na by my sit, ek het nie eendag siek geword nie. Ek het almal se maskers laat afval, want hulle was almal my goed op, so kon nie werk so nie. Ek het nooit siek geraak nie, want ek het geproclaim, dat dit wat in my is, groter is wat in die wêreld is. Is dit wat ek gekry het? Ja. Ons het die plek gesalf, die bloed van Jesus het uitgeroep, niemand het siek geraak nie. Nie van my personeel, nie eens hulle families in Joburg het siek geraak nie, wat hier gewerk het nie. Okay? So dit wat ek gevrees het, kom oor my. As jy vrees het nie geld nie, dit gaan nie dit hê nie. Okay? As jy vrees jy gaan nie werk kry nie, gaan jy dit nie kry nie. As jy vrees jou man gaan 'n affair het, guess what? Hy tannie by die werk gaan vir hom lekker lyk. Okay? Dit is hoe dit is. Maar wanneer ons die teenoorgestelde spreek, dis ook wat dit is. Een oggend verduidelik ek vir Lia, haar maag is seer. Sy sê, mamma, bid asseblief vir my. Maagpyn, voor skool. En toe ek hierdie eenvoudige ding vir haar verduidelik, toe besef ek hoe eenvoudig dit is. Ek sê vir haar, onthou net al pyn jou maag. As ons anders sê ons maagpyn, dan gee ons die duiwel toestemming ons maag te laat pyn. Maar as ons sê, dankie Jesus, my maagpyn nie meer nie, maak nie saak hoe hy voel nie, dan gee jy Jesus toestemming om dit weg te vat. En ek verduidelik dit so dan ek dink, hoe eenvoudig is dit? Wie gee ons toestemming? Dis hoekom die Here dit soveel keer sê. Luister, ek het net 'n paar skrif uitgehaal, hier's 'n klomp in die Bybel wat oor hierdie goed praat. Hoekom sê hy dit so baie keer? Want dis die waarheid. Wie gee jy toestemming? Gee jy Jesus toestemming om belofte in te bring, of gee jy die duiwel toestemming om te kom steel? Dis so eenvoudig, soos dit. Voel sy nog die maagpyn? Ja. Maar as hy aan met sê, dankie Jesus, my maagpyn nie meer nie. Maak sy ook voel nie. Soos hy aan die woord spreek, al sien ek nog nie die goed wat moet gebeur nie. Want dan gee ek Jesus toestemming om 'n plek te laat kom. Matteus, toe sê Jesus vir die hoof van oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Sien, daai geloof is iets wat hy nog nie gesien het nie. Het jy geweet of 'n ou genees is nie, hy het net geglo hy's genees. Okay? Jy het nog nie die nuwe werk wat jy moet kry gesien nie, maar jy glo die Here het vir iets in plek. Toe kom hy. Hoe lank? 2,5 jaar? Ja, aangehou by totdat die môrester opgekom het. Aangehou totdat. Hoekom was dit nie vroeër nie? Was nie die regte tyd nie, was nie die regte plek nie. Die Here was besig om goed op te rig, goed in plek te sit vir die regte tyd. In die tussentyd moes jy in jou geloof staan. Dis al wat jy gehad het. Daar was nie 'n werk hier, daar was nie inkomste nie, daar was net die geloof. Is dit nie wat God wou gehad het nie? Ja. Hierdie geloof toe ingeskop. Hy het, okay? Matteus 12. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Hy praat met die fariseërs hierso. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Luister, jy kan nie lelike goed vir iemand sê, dan sê jy nou, ek het dit nie bedoel nie. Jy lieg. Want dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Okay? Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Jy kan nie negatiewe goed praat en sê jy het dit nie bedoel nie. Jy het dit bedoel. Dit wat in jou hart is, dit wat jy bedink hier, kom by jou mond uit. So dit beteken jy moet jou denke verander. Jy moet begin woord insit, né? Van brood alleen sal jy nie lewe nie, maar vir elke woord wat by jou mond uitkom. So as jy negatiewe denke het en negatiewe harte wat by jou mond uitkom, gaan verander dit in die woord. Jou chommie gaan dit nie vir jou verander nie. Enigiemand wat jy op 'n Sondag preek, gaan dit ook nie vir jou verander nie. Die preke op YouTube gaan dit ook nie vir jou verander nie, okay? Net die woord van God gaan dit vir jou verander. Dis waar jy moet tyd spandeer.
met vrede, met Shabbat, met Jesus, wat die Here van die Shabbat is. Dan verander jy jou denke, dan begin die goeie by jou mond uitkom positief raak, dan begin jy die woord proclaim wanneer jy angs opkom en jy sê, angs vat jou goed te gaan, my deel is nie in oorvloed. Maar as jy die woord in jou het, hoe kan jy dit aanspreek? Die ander opsie is om in angs te sit, voel jy gaan doodgaan, jy weet nie wat om daarmee te doen nie, en jy glo jou besigheid gaan dit nie maak nie, omdat een pasiënt gekanselleer het. En dis met my gebeur het, dat die praktyk begin in daai tyd. As jy nou kanseleer, dan dink ek, sê nou maar almal kanseleer, sê nou maar niemand hou van my nie, sê nou maar my praktyk maak het nie, hoe gaan ek die geld aan die bank terugbetaal? Sien hoe die duiwel kom in daai goeters. En al hoe ek het kon verander was met daai een vers. Ek het nie die hele Bybel geken, ek het nie een vers gehad. Ek het vir alles gebruik. Dis die tweesnydende swaard wat deur alles sny. Dit is om my oorlegginge te verlaat het. Want as ek nie die godsdienstmodel verlaat het nie, het ek nie as Johannes 10 vers 10 gehad nie. Ek het net vir kerk gehad daai tyd, ek het nie skrif gehad nie. Ek wil klaarmaak om te sê dat jy kan die Shabbat hou, Vrydag aand, sonder vrede en sonder rus, of jy kan Shabbat hê met vrede en rus, elke dag, elke oomblik en elke situasie. Keuse is joune. Keuse is joune. Maar Shabbat is nie 'n dagie. Shabbat is 'n toestand. En Jesus het die dag kom verander na 'n toestand toe. Dit is die nuwe verbond. In die ou verbond was dit 'n dag. In die nuwe verbond is dit 'n toestand waarin ons is. En hoe jy daar gaan uitkom hang van jou af. Verharde harte hou ons weg. Ongehoorsaamheid hou ons weg. Ons mond hou ons weg. Onvergewensgesindheid hou ons weg. Bitterheid hou ons weg. Om tyd in die woord te gaan spandeer, om jou te vul met die positiwiteit van wie God ons gemaak het, is in jou DNA om hierdie positiwiteit te vat. En te begin anders spreek oor jou situasie, om aan daai rus in te gaan, selfs al is die storm wild, want dit is op die rots gebou. Ek en John staan in 'n verhouding. Ek het nie twyfel of hy lief is vir my nie. Wonder, ek is oortuig daarvan dat hy lief is vir my. Okay? Ek wonder nie, kyk hy vir ander tannies, of jy weet, ek het nie daai onsekerheid in my hart deeltyd, as hy iewers heen gaan, wat, ek het dit nie, want ek is oortuig van die verhouding wat ek en hy het. Ek is oortuig van sy liefde vir my. As ek so oor hom kan voel, hoe kan ek nie oortuig wees van God in die verhouding wat ek met hom het nie? Al hoekom jy dit nie het nie, is nie tyd in die woord spandeer nie. Dis om by die rus uit te kom. Is om so oortuig te wees van wie God is, soos wat ek oortuig is van wie hy is, wat 'n mens is en my kan faal, maar ek is oortuig af van. God wat my nie kan faal nie, sukkel by die oortuiging uit te kom, is nie tyd in die woord spandeer nie. Sit die wêreld neer, sit jou foon neer, spandeer tyd. Moenie Bybel op die foon lees nie. Okay? Want dan kom WhatsAppies deur en allerlei ander goed, en dan justify jy dit. Maak die woord van die Here oop. Want wanneer jy hom oopmaak, het jy nie net daai een versie nie, hier's 'n hele padkaart hier waarmee jy besig is. Okay? Op jou foon Bybel te lees is soos om die GPS tannie te volg. Turn left, met eintlik geen idee waar jy is nie. Jy weet, wanneer ek navigate, ek en John ry Riley en ek navigate vals as daar in Joburg is, wil ek nie agter die GPS tannie ry nie, want ek wil weet waar ons is. Ek het die hele padkaart voor my. So as ek so opkyk en ek sien al voor is die traffic, dan sê ek vir John, wat? Kyk ek gaan sê ek gaan hier links. Dan navigate ek om, want ek het die hele kaart voor my, so ek kan 'n sypaadjie vat om die traffic, want ek het alles om my. Om Bybel te lees is om so te navigate. Jy het alles hier voor jou. Jy kan 'n links vat of 'n regs vat, want jy sien nie hier's 'n lekker links wat ek hier wil vat. Kom ek lees 'n bietjie en hier's 'n regs wat ek hier wil vat. Maar as jy op die foon lees, gaan jy net left en right agter die GPS van die stelsel aan. Moenie dit doen nie. Gaan tel die Bybel op en lees hom. Dis wat God wil hê. Okay? So, kom ons sluit af. En ons gaan hierdie week in en ons maak dit ons hartsbegeerte om by Shabbat uit te kom. By 'n toestand van wie God is. Dankie Abba Vader dat ons vanoggend net hier voor U kan kom staan het, Here. Dankie vir die woord dat U vir ons oopgebreek het. Dankie dat U vir ons Shabbat kom gee het aan die kruis, Here. Dankie dat U vir ons rus kom gee het in die liggaam wat gebreek is en in die bloed wat oor ons uitgeroep is. Ons eer U daarvoor dat U ons apostel en ons hoëpriester is wat voor God vir ons instaan. Dankie Jesus dat ons aan die regterhand van God saam met U sit. We are seated in heavenly places with you on the right hand side where there's mercy and grace. Ons eer U daarvoor.
Dankie vir dit, Jesus. Amen.